Het jy al ooit gewonder en gedink, luister maar, ek weet presies wat aangaan en dan gebeur iets wat jou heeltemal te mekaar maak. Ek onthou een keer op vakansie, Google Maps het gesê, die pad is reguit en vinnig. Maar na 'n draai hier en 'n afdraai daar, het ons verdwaal tussen grondpaaie en plaaspaaie sonder 'n idee waar ons was. So voel die lewe soms ook. Jy dink jy verstaan wat God doen, jy dink jy weet hoe dinge gaan uitdraai en dan gebeur iets onwaarskynlik, iets wat alles verander. Daar was 2 mense op pad na Emmaus wat presies so gevoel het. Jesus is gekruisig, hy's dood, hulle lewe is verlore. Kom ons lees in Lukas 24 vers 13 tot 16 en ek lees vir jou in die Nuwe Lewende Vertaling. Daardie selfde dag was 2 van Jesus se volgelinge op pad na 'n dorpie genaamd Emmaus, so wat 11 kilometer van Jerusalem af. Hulle het onder mekaar gesels oor alles wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en redeneer, het Jesus self by hulle kom stap en saam met hulle geloop, maar hulle oë is daarvan weerhou om hom te herken. Hierdie mense was na Jesus se dood uit die aard van die saak so moedeloos. Hulle was verward, hulle drome het aan skerwe gelê. En dan stap Jesus self langs hulle, maar hulle erken hom nie, hulle sien hom nie vir wie hy is nie. Nou wat leer ons uit hierdie ontmoeting? 3 lesse. Die eerste les is, Jesus is saam met ons, selfs al sien ons hom nie raak nie. Net omdat jy hom nie raak sien nie, beteken nie hy is afwesig nie. Dink aan digte mis. Daar's vriende van ons wat 'n berg het baie naby waar hulle bly. Hulle kan hom sien, mooi uitsig, maar as daai berg gedek is met mis, dan kan hulle nie daai berg sien nie. Dit beteken nie daai berg is nie daar nie. Presies dieselfde met Jesus. Die feit dat jy hom nie sien, hom nie beleef nie, beteken nie hy is nie daar nie. Die tweede les is, Jesus se woord maak ons harte warm. Kom ons lees saam hier in Lukas 24 vers 27. Toe het Jesus by Moses en al die profete begin en al die skrifgedeeltes vir hulle uitgelê wat oor hom handel. So wat Jesus hier doen is hy verduidelik vir hulle die hele Bybel en hy wys vir hulle alles gaan oor hom. So wat doen God se woord? Dit bring lig wanneer ek en jy verdwaal het. Dis hoekom dit so belangrik is dat ek en jy die woord sal lees, want dit brand in ons harte, dit maak ons warm vir hom. Die derde les is, Jesus openbaar homself wanneer ons hom uitnooi. En ons sien dit so duidelik in hierdie gedeelte in vers 30 en 31. Toe het hy saam met hulle by die huis ingegaan en saam met hulle aan tafel gesit. Hy het ook die brood geneem, God daarvoor gedank, dit gebreek en vir hulle gegee, met dies hulle oë oopgemaak en hulle het hom herken, toe verdwyn hy uit hulle gesig. Toe hulle vir Jesus sê, bly by ons, het hy ingegaan en daar was hierdie eenvoudige ete waar hulle hom herken het. Ons het nodig om Jesus in te nooi in ons omstandighede. So wat is die toepassing vir vandag? Wat wil die Here vir my en jou sê? Hy wil vir ons sê, vriende, hierdie is waar in my en jou lewe. Elkeen van ons stappe Emmaus pad, ons is verward, ons is moeg, ons sien God nie raak nie. En hierdie storie herinner ons dat Jesus is teenwoordig, selfs wanneer ons hom nie herken nie. Sy woord is die sleutel om ons harte te verlig, en wanneer ons hom innooi, openbaar hy homself aan ons. So ek wil afsluit. Ek wil jou uitnooi. Maak jou hart en jou huis vandag oop vir Jesus. Hy's besig om saam met jou 'n pad te stap en mag ons, soos die Emmausgangers ook sê, het ons harte nie gebrand toe hy met ons gepraat het nie. Ek wil jou vra, kom ons bid saam, kom ons sluit ons oë en ons bring ons harte en ons lewens voor die Here. Here Jesus, dankie dat U saam met ons stap, selfs wanneer ons blind is vir U teenwoordigheid. Dankie vir U woord wat ons harte laat brand. Maak asseblief ons oë oop om U elke dag meer en meer raak te sien. Here, help ons om U in te nooi in ons vreugde,
in ons pyn, in ons reis. Ons vertrou U, ons loof U en ons gee onsself aan U oor. In die wonderlike naam van Jesus. Amen. Nou voordat ons afsluit, wil ek jou uitnooi om eerlik na jouself te kyk en ook vir mekaar ruimte te gee om te deel vandag. Nou, ek gaan 'n paar vrae gee en jy kan dit alleen oordink en beantwoord, of as jy saam kyk, kan jy die vrae gebruik en saam eerlik met mekaar gesels. Ek wil jou verder aanmoedig. Maak jou hart oop vir mekaar, deel eerlik, nie net die antwoord nie, maar ook jou emosie daar agter. Maak bietjie jou lewe oop en dan bid julle vir mekaar wanneer julle klaar is. Ek bid regtig dat elkeen van julle Jesus se teenwoordigheid opnuut sal ervaar. Ek bid dat ons harte sal brand wanneer ons sy woord hoor en ek bid dat jou oë sal oopgaan sodat jy hom kan sien. Geniet nou hierdie bespreking saam met mekaar.